Ek wil graag met jou vandag praat oor die tema leer by Petrus. Stel jou hierdie toneel voor, 'n storm woed op die meer. Dis donker, die wind en golwe siedend. Die 12 disippels sit sopnat en bevrees in die skuit. En daar in die donker, 'n paar meter van die boot af, staan Jesus op die water. Dan lees in Matteus 14 vers 28 en 29 hierdie woorde. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus met sy tipiese impulsiwiteit en voortvarendheid. 'n Mens kry soms die idee dat Petrus deur sy hart en nie deur sy kop regeer is nie. Dat hy eers gepraat en dan gedink het. Gelukkig was sy hart hierdie keer reg. Hierdie praat en doen voor jy dink persoonlikheid is tipies van Petrus. Hy het meermale hierdie eienskap vertoon. Dink maar aan sy oormoed toe Jesus oor sy naderende dood gepraat en Petrus gesê het, al sou hulle ook almal van U afvallig word, ek sal nie, daar in Markus 14 vers 29. Toe die toets kom, het Petrus saam met die ander gevlug en in die hoëpriester se voorhof het hy Jesus 3 keer verloon. Natuurlik is daar vandag steeds mense met 'n Petrus persoonlikheid. En al is hulle dikwels impulsief, is hierdie Petrusse 'n belangrike en noodsaaklike deel van enige groep of raad. Onthou, daar is nie net negatiewe faktore aan so 'n persoonlikheid nie. Hulle is die mense wat dit waag om beproefde grense oor te steek, om nuwe horisonne te ontdek, wat dit waag om buite die normale konteks te dink, wat dit waag om te doen waarvoor ander te skrikkerig is. Petrus het weliswaar meer foute as die ander disippels gemaak, maar hy het ook meer wonderwerke as die ander gesien. Hy het meer gewaag, maar hy het ook meer reg gekry. Al kan 'n mens sekere bedenkinge hê oor Petrus se begeerte om op die water te loop, spreek dit tog ook van sekere positiewe eienskappe. Hy het 'n behoefte gehad om by Jesus uit te kom. Daar moes 'n groot vertroue by Petrus gewees het, dat Jesus hom ook in staat kon stel om op die water te loop. Al wat hy nodig gehad het, was 'n opdrag, 'n woord van die Here. Dis waarom hy vir Jesus sê, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Alhoewel Petrus die grense van die onmoontlike, die wet van die swaartekrag hier getoets het, sou sy geloof in wat die Here kan doen, hierna veel groter wees. Kan jy dink wat deur sy gedagtes gegaan het, as hy later weer met die onmoontlike gekonfronteer was? Hy kon by homself gedink het, as ek op die water kon loop, op grond van sy woord, sal die Here my ook hierin kan help. Dis hoe die Here ons lei op die pad van ons geestelike groei, ons geloofsgroei. Eers vertrou ons hom vir kleiner dinge. Wanneer hy ons geloof hierin eer, kan ons hom vir al hoe meer vertrou. Onthou jy die pad wat die Here met die jong Dawid geloop het? As skaapwagter het hy by geleentheid 'n leeu en toe 'n beer oorwin. Die dag toe hy dus met die reus Goliat gekonfronteer word, kon hy vir Saul in 1 Samuel 17 vers 36 sê, ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan, en hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word. Dis altyd versterkend vir ons geloof, wanneer ons kan terugdink aan oorwinnings van die verlede. Sal ek en jy vandag dit ook voor die Here bid en bely. Here, ek wil vandag terugdink aan die kere toe U my geloof geëer het. Vandag vertrou ek U vir dit wat vir my onmoontlik lyk. Amen. Seën vir jou, tot volgende keer.